En dan gaan ek ook 'n gedeelte lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 2. Die blaadjie, so daarom is dit goed as jy die blaadjie byderhand het. Ek gaan nie noodwendig al die verse lees nie, maar jy het dit op die blaadjie. For you who are English speaking, there is also an English translation of the pamphlet. You can get one if you didn't get it in the beginning. So kom ons begin. Geweldig belangrike verse. Ek hoop julle het agtergekom nou al met hierdie hele reeks, dat alles wat ons oor praat, staan eintlik so duidelik in die Bybel. Ek wil dis niks, jy hoef nie eers te gaan gryp en 'n klomp goed by mekaar te sit om by iets te kom nie. Jy kan maar net die Bybel lees. En in 'n sekere opsig is dit amper onverstaanbaar hoe ons vir jare lank kan in die kerk wees, kerkhou, en nooit hierdie goed lees nie, nooit daaroor preek nie, nooit daaroor praat nie, want dit is so direk, dit is so ongelooflik belangrik, en ek glo dat julle na vanaand dit selfs nog meer sal besef, want ons gaan vanaand praat oor wat is die werk wat die Heilige Gees dan in ons lewens doen. En ek gaan 'n klomp aspekte daarvan noem. En jy moet besef dat wanneer die Heilige Gees nie beheer van my lewe het nie, wanneer ek nie erns maak met die werk van die Heilige Gees in my lewe nie, dan is juis hierdie aspekte in my lewe tekort. Kom ons stel dit aan die ander kant om. Soos wat ek deur die aspekte gaan jy waarskynlik agterkom hoekom jy dikwels sukkel met 'n klomp goed in jou lewe. Jy gaan agterkom, dis goed wat die Heilige Gees eintlik in jou lewe doen. Maar omdat jy hom nie erken nie, en omdat jy nie werklik ruimte laat vir sy werk in jou lewe nie, of dit onderdruk of beproef, ons gaan môre aan daaroor praat, wat dit beteken, daarom kom dit nie na vore nie. So kom ons lees hierdie gedeeltes, en kyk wat sê die Bybel, Romeine 8 vers 1. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees, dis die Heilige Gees, wat lewe gee. Die lewegewende Gees is so magtig, dat hy jou bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Moses kan ons as gevolg van ons sondige natuur nie red nie. Daarom het God vir hierdie doel sy eie seun as mens na ons toe gestuur. Sy liggaam was identies aan ons liggame, wat deur die sonde aangetast is. Maar hy het self nie gesondig nie. God het sy seun as 'n offer vir ons sonde laat dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde se mag oor ons. En so vir ons voldoen aan die vereiste van die wet. Ons, wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees, die Heilige Gees, gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, dan lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Ongelooflik belangrik. Net 'n bietjie verder, vers 15. Die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die Gees van ware kind wees ontvang. En deur hierdie Gees, die Heilige Gees,
roep julle uit tot God, Abba, ons liewe Vader, Papa. Want die Gees self bevestig die getuienis van ons eie gees, dat ons God se kinders is. En dan 'n gedeelte in 1 Korintiërs 2, julle kan gerus hierdie gedeelte weer gaan lees, en ook selfs nog verder lees. Ek sou eintlik van vers 6 af vir julle wou lees, maar dan vat dit 'n bietjie lank. Gaan lees dit by die huis, maar luister mooi wat staan hier. Dis partykeer 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar as jy mooi luister, dan gaan jy gou agterkom wat staan hier. Paulus skryf aan gelowiges. Hy sê, maar ons, dis nou Christene, ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. En ons het die Gees ontvang wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef wat 'n wonderlike geskenke God aan ons gegee het. As ons hierdie dinge aan julle vertel, dan gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die Gees, die Heilige Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom, om geestelike waarhede te verduidelik. Die natuurlike mens, dis 'n mens wat nie gered is nie, wat nie verlos is nie. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien, wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons, gelowiges, in wie die Gees is, ons verstaan al hierdie dinge, maar ander kan dit glad nie verstaan. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Want die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees wat God self is, wat presies verstaan wie en hoe God is, woon in ons. Dis wat hy sê. En daarom verstaan ons iets van die geheimenis van God, want die Heilige Gees openbaar dit aan ons. Sien, wanneer ons praat oor die persoon en die werk van die Heilige Gees, dan moet ons dit altyd met heilige respek en met eerbied doen. Want ons is besig om te praat van die almagtige God self. God wat soveel groter is as wat ons ooit kan dink of verstaan of begryp. Wat soveel groter is as ek en jy. Daarom sal alles wat ons oor die Heilige Gees en oor God sê, ook wat ek hier sê, die hele reeks, ook vanaand, sal altyd in hakkies moet wees. In die sin van dat ek bewus is daarvan, ek kan God nie volkome verstaan nie. Ek kan nie vir julle die totaliteit verduidelik van wie die Heilige Gees is en wie God is nie. Hoekom? Want die Heilige Gees is God en God is soveel groter as ek en jy. En soveel groter as wat ons ooit kan verstaan. Maar die wonderlike is, dat God homself aan ons geopenbaar het. Hy het homself aan ons bekend gestel. En hy het dit gedoen deur die woord, deur die Ou Testament, Nuwe Testament, maar hy het dit primêr en veral gedoen deur sy seun Jesus Christus, wat mens geword het. Daardeur het God homself aan ons geopenbaar op 'n manier wat ons kan sien en verstaan.
Soveel so, dat Jesus vir sy disippels sê, as julle vir my gesien het, dan het julle die Vader gesien. En dat Paulus skryf in Kolossense 1 vers 19, God het goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te woon. God is groter as wat ons ooit kan dink of begryp. Maar God het homself bekend gestel in die woord en in Jesus Christus. Maar as ons die woord lees, dan kom ons agter dat in die woord praat God ook ongelooflik baie oor die Heilige Gees, die persoon en die werk van die Heilige Gees. En dan beloof Jesus, ons het gister 'n bietjie daaroor gepraat, dan beloof Jesus Christus vir ons, dat wanneer hy weggaan, is dit tot ons voordeel, want dan gaan die ander trooster, die Parakleet, kom. Die Heilige Gees. En dan gaan hy kom, en wat hy gaan kom doen, ons het gisteraan daaroor gepraat, hy gaan altyd by ons wees, oral by ons wees, wat baie beter is as Jesus, wat lokaal, net op een plek, sou kon wees. Maar daar is ook 'n ander aspek. Jesus sê, wanneer die Heilige Gees kom, hy sê Gees van waarheid, en hy sal julle in die volle waarheid lei. Jesus sê, ons het gisteraan dit gelees, hy sê, daar is nog baie goed wat ek vir julle wil sê. Maar julle gaan dit nie nou verstaan nie, maar wanneer die Heilige Gees kom, want hy gaan in julle woon, en dan gaan hy dit vir julle openbaar, hy gaan dit vir julle as 'n ware oopbreek. En dan gaan julle God soveel beter verstaan, soveel beter ken. Dis iets van wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Luister wat staan nie. Maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe die persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. En daardie Gees van God, wat die diepste geheime van God ken, woon in ons. Woon in ons. Praat met ons. Werk in ons lewe, is my vriend. Is my trooster, is my metgesel, is ene wat langs my staan. Onder alle omstandighede, wat God se saak in my lewe bepleit. My aan mekaar herinner aan wie God is en wat God gedoen het en wat Jesus gedoen het. En wat my saak by God bepleit. Jy weet, deur die Heilige Gees kry 'n mens werklike in diepte kennis van God. Jy leer iets van God ken, maar dis nie primêr. En Paulus skryf daaroor in 1 Korintiërs 2. Dis nie primêre verstandelike soort kennis nie. Maar dit gaan oor 'n ervaringskennis. Jy leer iets begryp van die diepte van wie God is, van sy liefde, van sy omgee, van sy almag, van sy genade. Hoe meer jy in hierdie verhouding, en dis wat vervulling met die Heilige Gees ten diepste beteken, dit beteken jy leef in hierdie absolute lewende, direkte verhouding met die Heilige Gees, jy's bewus van sy werk in jou lewe, en hoe dieper jy in daai verhouding gaan, hoe dieper raak jou verhouding met God, want die Heilige Gees is God. En hoe meer verstaan jy van God se plan met jou lewe. Hoe beter leer jy God ken, maar daar's 'n ander aspek. Hoe dieper jy gaan in jou verhouding met die Heilige Gees, hoe meer begin God jou verander, jou lewe en jou gedrag. Hy neem as 'n ware jou lewe oor. Iemand het nogal vir my die opmerking, maar dit gemaak, maar dit kom al 'n lang tyd dat mense sê, wel ek weet dit ook, mense is dikwels baie huiwerig vir die vervulling met die Heilige Gees. Bekering is nie te bad nie, want ons wil graag gered word, ons wil nie hel toe gaan nie. Ons wil graag hemel toe gaan. Maar vervulling met die Heilige Gees is ons 'n bietjie skrikkerig voor. Hoekom? Ja, onkunde en allerhande goed, maar kom ek sê jou, kom. Ons wil nie verander nie.
Ek wil graag Christen wees, maar ek wil bly soos wat ek is. Ek wil graag nog dat hierdie, en dit waarvan Paulus praat in die Romeine en in Korintiërs, hierdie eie sondige natuur, hierdie eie ek. Ek wil nog ek wees. Ek wil graag 'n ek Christen wees. Maar ek wil nog ek wees. Jy sien, wanneer die Heilige Gees kom, dan word ek wedergebore, dan word ek vernuwe. Hoe dieper my verhouding met die Heilige Gees en met God kom, hoe meer kom verander in my lewe. Ek het nogal gedink aan 'n praktiese voorbeeld, dalk sal van julle dit herken. Dalk is van julle te oud. Maar in elk geval, dalk het jy dit gesien met ander mense. Maar kyk, as jy regtig verlief raak, kom ons sê nou maar 'n ou op 'n girl, né? Regtig verlief. Ek bedoel nou nie hierdie soort kamaliefde nie, maar as jy nou regtig head over heels, jy is nou slap bang verlief. Het jy al agtergekom wat gebeur in so 'n mens se lewe? Jy verander. Daai persoon verander. Jy sê maar, ek ken hom nie. Hy dra nou blomme aan. Hy gaan koop nou chocolate. Hy doen goed op 'n ander manier. Hoekom? Want daai girl beïnvloed sy lewe. Dit maak hom net eenvoudig anders optree. Dis wat die liefde aan jou doen. Dit verander jou. As jy in 'n verhouding met God leef, en as die Heilige Gees beheer jou lewe oorneem, dan verander dit jou lewe. En jy begin anders optree. Ons gaan nou daaroor praat. So kom ons gaan kyk net. Wat is die dinge wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen? Hoe verander hy ons lewe wanneer ons aan hom behoort? En ek het 13 goed gekry in die Bybel. Dit is 10 en 3. 13 goed gekry in die Bybel. Daar's meer. Ek dink hierdie is 13 belangrike dinge en het sal so great wees as jy dit kan hou, onderstreep, weer gaan lees, weer daarna gaan kyk. En terwyl ek dit lees, en terwyl ons daaroor praat, ondersoek jouself. Kyk hoeveel hiervan is waar in jou lewe. Dit is wat die Heilige Gees in ons lewe doen. So as dit nie waar is nie, dan is dit waarskynlik omdat jy nie lewe onder beheer van die Heilige Gees nie. Kom ons kyk, nommer 1. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde en die feit dat Jesus ons verlosser is. Johannes 16 vers 8, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel hier is. Dis die Heilige Gees wat jou sê, hey, daai ding is verkeerd. Jy het dit al geervaar. Jy is op pad om 'n ding te doen. En dan, hey, dis die Heilige Gees, hy oortuig jou van sonde. Die Heilige Gees bewerk wedergeboorte. Jesus sê, Johannes 3 vers 6, wat uit 'n menslike liggaam gebore is menslike, wat uit die Gees gebore is gees. Dis ook die Heilige Gees wat die nuwe lewe in jou lewe kom gee. Johannes 6 vers 63. Dis die Gees wat lewend maak, die liggaam baat jou niks. Die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. Die Heilige Gees maak jou 'n nuwe mens. Titus 3 vers 5. God het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy eie ontferming. Hy het dit vermag deur die reiniging van die wedergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Sonder die werk van die Heilige Gees in jou lewe kan ek nie wedergebore word nie. Kan ek nie kind van God word nie, kan ek nie gered word nie, sal ek nooit weet en besef dat ek verlore is en dat ek nodig het om gered te word nie. Voor ek by die derde een kom, kan nie iemand daai deur oopmaak of 'n venster oopmaak nie. As ek nie alleen doodgaan nie, kan van die ander ook doodgaan in hierdie plek. Ek dink dit raak ongelooflik warm en bedompig. Hier is nie vars lug wat inkom nie. Nie dat ek bang is vir doodgaan nie. Ek bedoel, kom ons verstaan mekaar reg. Ek bedoel, dit is 'n baie wonderliker plek om na toe te gaan. Baie dankie. Baie dankie. 'n derde ding. En dit sluit aan by die vorige twee. Die Heilige Gees gee vir ons die sekerheid van kindskap van God. Dit getuig saam met ons gees dat ek 'n kind van God is en laat my uitroep, Abba.
my Vader. Romeine 8, 15, 16, ons het dit gisteraand gelees. Die Heilige Gees verseël ons as God se eiendom. Efesiërs 1 vers 13 sê, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Wat sê dit? Dis die Heilige Gees wat vir jou daai diep sekerheid in jou binneste gee. Ek's 'n kind van God. Ook wanneer al die aanvalle kom. Ook wanneer jy begin worstel en ook wanneer jy selfs iets verkeerd doen. Diep binnekant, die Heilige Gees bevestig. Jy's 'n kind van God. Jy's verseël as God se kind. Die vierde een. En dit gaan nie net oor wat jy is nie, dis die toekoms. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons alles sal ontvang wat God beloof en wat Jesus vir ons verwerf het. 2 Korintiërs 1 vers 22. Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito, wat as waarborg dien van alles wat hy nog vir ons gaan gee. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die deposito en is die waarborg. God gaan vir my alles gee wat hy beloof het. Hier op aarde en veral in die ewigheid. Efesiërs 1:14 sê ek soortgelyk. Die Heilige Gees is God se deposito, wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. So, met die Heilige Gees in jou twyfel jy nie oor die ewigheid in die hemel nie. Met die Heilige Gees aan die werk in jou binneste weet jy wat op my wag. Want God het vir my die waarborg gegee, hy het my verseël. Vers 5, vyfde aspek, die Heilige Gees maak God aan my bekend. Ons het dit in 1 Korintiërs 2 gelees, vers 10. Maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het, want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. En die Heilige Gees gee vrye toegang tot die Vader, Efesiërs 2:18. Dis aan hom te danke dat albei van ons, Jode en Grieke, deur een Gees toegang tot die Vader het. Die Heilige Gees leer vir my wie God is. Maar hy leer my nie net wie God is nie, hy laat my die ervaring kry van ek het hierdie vrye toegang tot God. Die pad is oop, ek hoef nie vir God bang te wees nie. Hoekom? Want hy is my pappa. Hy is my verlosser. Ek leer hom ken op 'n nuwe manier. 6, ons het gisteraan daaroor gepraat, die Heilige Gees help my om te bid. Hy tree vir my in op 'n besondere manier, Romeine 8 vers 26, hy is my parakleet, die ene wat langs my staan, wat my saak bepleit. Die 7de ene, die Heilige Gees, as hy in my lewe inkom, en as hy in my lewe kom oorneem, dan gee hy vir my 'n nuwe hart. 'n Hart wat oop en ontvanklik is vir God se woord. Wat maak dat ek die Bybel kan verstaan. Wat die skille van my oë laat afval, sodat ek geestelike dinge kan raak sien en verstaan. Ek dink dit was gisterand of eergisterand wat ek julle vertel het van Johan Viljoen daar in Oukiep, wat so 'n wonderlike ervaring gehad het by 'n gemeenteboukursus en werklik sy lewe vir die Here gegee het, 'n vernuwing ervaar het en so na 'n maand vir my gesê het, Dominee, ek moet dan vir jou komplimenteer. Die afgelope maand preek jy besonder. Jou preek het so verbeter. Ek verstaan dit nou. Dis die werk van die Heilige Gees. Want hy kom maak my oë oop. 1 Korintiërs 2 vers 13 tot 15, as ons hierdie dinge aan julle vertel, dan gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het in die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom, om geestelike waarhede te verduidelik. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien, wat van die Gees kom, dit klink vir hom onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons, in wie die Gees is, verstaan al hierdie dinge. Ander kan dit nie verstaan nie. Ja, ek gaan net gou so 'n oomblik hier by stil, maar jy moes dit al ervaar het.
Dat jy so opgewonde is oor wat die Here in jou lewe doen. So opgewonde is oor iets wat in jou lewe gebeur het en dat jy dit met iemand deel. Of dat jy net vir iemand vertel van Jesus, Paasnaweek, wat jy ervaar het en jy deel dit en die persoon kyk jou met sulke dowwe oë. Dit gaan nie in nie, hy verstaan dit nie, maak nie vir hom sin nie. Jy wil hom so vat en jy wil hom ruk, moet dit nie doen nie. Jy wil hom so ruk en vir hom sê, hy kom by, sien jy nie, kyk nie. Hy kan nie sien nie, okay? Hy kan nie sien nie. Dis die Heilige Gees wat ons oë oopmaak om te kan sien. Ons harte oopmaak om te kan verstaan. Gee my 'n nuwe hart. Die Heilige Gees, nommer 8, lei ook my gewete en gebruik my gewete om my te lei. Romeine 9 vers 1, Paulus skryf, hy sê in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en dan sê hy, en my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my. Wow, is dit amazing. Ja, ons onthou, jou gewete is ook deur die sondeval redelik gewap. Okay, so jy kan nie van nature staat maak, maar die Heilige Gees wil jou gewete kom reinig, kom gebruik. En hy gebruik het. Daai stemmetjie wat jou so waarsku. Dis niks anders as die Heilige Gees nie. Letterlik niemand anders as die Heilige Gees. Wat in jou gewete begin, wat jou gewete begin wakker maak. En as jy na hom luister, en jy gehoorsaam, maar raak jy al hoe skerper. Jy hoor hom al hoe duideliker. 9de, die Heilige Gees gee ons die krag om van Jesus te getuig. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons kan nie op onsself, op ons eie getuig nie. Is net die Heilige Gees. As ek in sy krag staan, hoe gaan ek ooit kan getuig? Hoe gaan ek ooit kan? Wel, jy gaan nie kan nie. Gee oor aan die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees beheer vat van jou lewe en ek sê vir jou, dit kom vanself. Want dis wat die Heilige Gees in jou lewe kom doen. Hy maak van jou 'n getuie. Ons gee vir mense kursusse oor wat hulle alles moet doen. Ons leer hulle wat hulle alles moet doen. Ja, dis goed. Niks fout daarmee nie. Maar jy gaan nooit 'n getuie wees as dit nie is vanuit die hart van die Heilige Gees wat jou van binne af dring dat jy nie kan stil bly nie. Soos Petrus. Dis die werk van die Heilige Gees. Hy gee jou die krag om van Jesus te getuig. Die 10de ene. Die Heilige Gees stel my in staat om volgens God se wil te kan lewe. 2 gedeeltes, een in die Ou Testament, Jesegiel 36 vers 27. God sê, ek gee my gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Hoekom gee God sy Heilige Gees in ons? Sodat ons hom kan gehoorsaam. Sodat ons kan doen. Die Heilige Gees stel my in staat om te kan doen. Joh, daai goed in die Bybel is al moeilik. Die goed waar die dominee nou preek, dis al moeilik. Ek gaan dit nooit gedoen kry nie. Want jy gaan dit nooit gedoen kry nie, as die Heilige Gees nie beheer van jou lewe neem nie. Want die Heilige Gees stel jou in staat om dit te doen. You can't do it. Romeine sê dit, Romeine 8 vers 4. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons kan die wet nakom. Ons kan nooit, moet tog nie dit glo nie, hoor. Ons is maar net arme sondaars, het jy dit al gehoor? Jy het dit waarskynlik al gesê. Ons is maar net arme sondaars. Guess what? As jy arme sondaar is jy nie gered nie. As jy gered is jy wedergebore, is jy 'n nuwe mens. As die Heilige Gees in jou woon, dan kan jy die wet van God nakom. Want dis wat die Heilige Gees in jou lewe kom doen. Hy kom stel jou in staat om gehoorsaam te wees aan God en aan sy gebooie staan dit. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Solank jy ons lewe deur jou sondige natuur beheers word, gaan jy dit reg kry om te lewe soos wat God wil hê nie. Maar as die Gees jou lewe beheer, absoluut. Dis wat hy doen. Daar's 'n 11de ene. Die Heilige Gees gee aan ons wysheid en insig. Wie sê baie keer jy het meer wysheid. Wie sê jy het net 'n bietjie meer insig. As ek hom net, hier staan dit. 1 Korintiërs 2:15. Ons in wie die Gees is,
verstaan al hierdie dinge. Maar ander kan dit glad nie verstaan nie. Kolossense 1 vers 9. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Die Gees wat wysheid en insig gee. Selfs in die Ou Testament, Jesaja 11 vers 2, die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig bring, die Gees wat raad en krag bring, die Gees wat kennis en eerbied van die Here bring. Het jy wysheid nodig? Het jy insig nodig? Het jy raad nodig? Het jy krag nodig? Het jy kennis nodig? Dis die werk van die Heilige Gees in jou lewe. As hy in jou lewe beheer het, as hy oorneem in jou lewe, as jy aan hom gehoorsaam is, dan kry jy dit. Dis wat hy in jou lewe kom doen. 12de ene. Sluit jy by aan. Die Heilige Gees vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Ek het al soveel keer gehoor dat mense sê, ek wens ek het meer selfbeheersing gehad. Ek wens ek het. Waar kry jy dit? Die Heilige Gees is die Gees wat vir jou selfbeheersing gee. 13. Die Heilige Gees verander my om meer soos Jesus te wees. Dit is amper so 'n samevatting, maar dit is so 'n belangrike een. Ek wil julle, en ek gaan 'n paar onderafdelings noem. Julle moet mooi besef wat dit beteken. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees verander my lewe, dat ek meer en meer soos Jesus word, lewe optree. Dat die heerlikheid van Jesus meer in my lewe uitstraal. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Dis nou alle Christene. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Wat doen die Gees? Die Gees verander my om meer en meer te word soos Jesus. En dit laat die heerlikheid van Jesus uit my uitstraal. Hoe meer ek onder beheer van die Heilige Gees is, hoe meer gaan mense vir Jesus in my sien. Hoe meer gaan die mense vir Jesus ervaar wanneer hulle met my te doen het. Nie omdat ek so ek nie, maar omdat die Heilige Gees hierdie heerlikheid van Jesus in my na vore bring en my so laat optree. Deel daarvan is die Heilige Gees gee dat ek die vrug van die Gees dra. Ons gaan Vrydag aan daaroor praat. Die Heilige Gees gee ook liefde. Kolossense 1 vers 8. Dis hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Die Heilige Gees gee blydskap. 1 Tessalonisense 1 vers 6. Julle het mense geword wat ons voorbeeld en ook die Here se volg. Toe julle onder baie moeilike omstandighede die woord aangeneem het met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Dis iets anders as happiness. Dis 'n blydskap wat van binnekant van die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees, hierdie is 'n baie belangrike een. En dit sluit aan. Hy maak my soos Jesus. Wat doen hy? Hy laat my onberispelik optree. Met begrip, met verdraagsaamheid, met vriendelikheid en met opregte liefde. 2 Korintiërs 6 vers 6. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en die krag van God. Dit is wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen. So die Heilige Gees kom gee vir my 'n nuwe karakter. Jans het reeds gesê, wedergeboorte.
erkenning van sonde, besef my verlorenheid, dat ek Jesus nodig het, wedergebore, maak vir my 'n nuwe mens. Maar dit sê ook baie pertinent, dat die Heilige Gees kom gee vir my 'n nuwe karakter, 'n nuwe persoonlikheid. Mense sê so dikwels, maar ek is maar so gebore. Dis maar my persoonlikheid. Wel, in Jesus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees word jy verander, word jy 'n ander mens, word jy 'n nuwe mens. Jou karakter, jou geaardheid, jou gesindheid word verander. Hoekom? Want jy word verander om meer soos Jesus te wees. Jy kan nie meer wegkruip agter jou ou natuurlike geneigthede nie. Want dit is deel van jou ou sondige natuur. En Paulus sê, my ou sondige natuur is aan die kruis vasgespijker saam met Christus. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jy sien, die Heilige Gees verander my van nors na vriendelik. Verander my van buierig na verdraagsaam en geduldig. Verander my van woede-uitbarstings na selfbeheersing. Verander my van hoogmoedig na nederig. Dis die werk wat die Heilige Gees in jou en my lewe doen. Dis die vrug. En 'n boom word aan sy vrug geken. Vrydag aand praat ons daaroor. Kom ek sluit af. Sonder die werking van die Heilige Gees in my en jou lewe, is hierdie 13 goed wat ek sopas genoem het onmoontlik. As ek dit omkeer, dan wil ek daarmee sê, as van hierdie goed, en gaan toets jouself, gaan kyk daarna. As dit nie in jou lewe is nie, is dit waarskynlik omdat jy nie regtig oorgegee is aan die Heilige Gees nie. Want dis wat hy in jou lewe wil doen. Dis wat hy doen in ons lewe. Dis sy werk. Ons gaan soos die Here wil môre aand pertinent kyk na wat is die opdragte, maar wat is dan nou my aandeel? Wat moet ek doen? Dis môre aand. Okay? Moet dit nie mis nie. Kortliks net sê, wat moet ek doen? Jesus sê, Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is, dan weet, om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. So wat moet ons doen? Vra die Here. Hoe vra ek die Here? Ek bid. En ek stel myself oop. En ek sê, Here, ek stel myself oop. Here, ek is beskikbaar. Here, kom. Jy kan dit persoonlik doen op jou eie. As jy behoefte het, kan jy ook na die geestelike leiers kom in die gemeente. En jy kan kom en vra, ons sal vir jou bid. En saam met jou bid. Want daar's krag in gesamentlike gebed. Solank jy besef, dit is nie 'n towerstaf nie. Oorgawe met die Heilige Gees, 'n vervulling met die Heilige Gees, ons gaan môre aand bietjie meer daaroor praat, is nie 'n towerstaf nie. Dit vra van jou om bereid te wees om te verander, toe te laat dat die Heilige Gees jou lewe kan verander. Toe te laat dat hy hierdie goed in jou lewe bewerk. En dit is fantasties wanneer hy dit doen. Mag die Here gee dat elkeen van ons werklik sal groei in ons verhouding met die Here. Mag hy gee dat ons daadwerklik sal begin leef vanuit die krag van die Heilige Gees. Ek kan vir jou sê, en ek sê dit vir almal van julle en ek sluit myself in. Daar is nog soveel meer wat God vir ons beplan, wat hy vir ons wil doen, wat hy wil in ons lewe en deur ons lewens doen. Dit is onmeetlik groot. Al wat dit keer, is ons ongehoorsaamheid, ons onwilligheid. Môre aand praat ons daaroor. Amen. Kom ons kry 'n geleentheid vir gebed. Ek gaan sommer geleentheid gee spontaan, as jy wil, jy kan sag bid, dit wat in jou hart is, antwoord die Here, maar kom ek gee ook geleentheid, jy kan ook hard bid, jy hoef nie op te staan nie, net 'n woord, net 'n sinnetjie, net dit wat in jou hart is, praat met die Here, en dan sal ek afsluit, daar's geleentheid vir gebed.
Ons moet vra. En die Vader sal vir ons gee, hy sal vir ons die Heilige Gees gee. En Here, daarom kom ek vanaand en ek kom vra, namens myself, maar namens soveel. Mense wat vanaand bereid is om te sê, Here, ek wil graag hierdie volheidslewe hê. Ek wil graag onder beheer van die Heilige Gees lewe. Ek wil hierdie nuwe mens wees. Ek wil hierdie nuwe karakter hê. Ek wil die kennis van God hê. Ek wil meer soos Jesus word, optree. Ek wil die vrug van die Gees in my lewe 'n werklikheid hê. Here, ons kom vanaand na U en sê, Vader, kom gee vir ons die Gees. Maar dan wil ons saam daarmee sê, ons is bereid om gehoorsaam te wees. Om hierdie pad te loop. Lei ons op hierdie pad. Bid dat U ons môre aand werklik sal seën wanneer ons gaan praat oor prakties, hoe gebeur dit, wat doen ek? En ook Vrydag aand, hoe kan ek seker wees, hoe toets ek, hoe weet ek verseker waar ek staan in my verhouding met die Here? Werk in elkeen van ons se lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.